Gewaardeerde luisteraars, pastoor Frans Hooyebers van die Kruis Triomfeerbediening. Ek groet in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons zaligmaker, ons komende koning. En ek hoop ek vind u in gesondheid, in opgewondenheid en in 'n reikhalsende verlange na die wegraping wat gaan plaasvind baie binnekort. Miskien dalk nog terwyl ons besig is om hierdie onderwerp te behandel. Hierdie is ons 15de uitgawe, 15de uitsending oor die boek Openbaring. En ons is in hoofstuk 4 besig, en ek het die helfte van hoofstuk 4 behandel, so ons sal moet aangaan met vers 9 tot 11. En in hierdie hoofstuk, hierdie deel, is Johannes besig om te beskryf wat in die troon van God gebeur. Kyk, hy is nog nie besig om te beskryf wat op aarde gebeur nie, maar op die huidige stadium is daai hoofstukke, want die groot verdrukking begin in Openbaring in hoofstuk 6. Tussen hoofstuk 6 en hoofstuk 19 word die groot verdrukking beskryf. In die eerste hoofstuk 4 en 5 word beskryf wat in die hemel aangaan, en na hoofstuk 19 word daar beskryf die nuwe hemel, die nuwe aarde, die bruiloft van die lam en in die 1000 jaar van vrede. So die groot verdrukking is tussen Openbaring hoofstuk 6 en hoofstuk 19, en tussen Openbaring 6 en hoofstuk 19 het ons geen aanduiding dat daar enigszins 'n kerk teenwoordig is op aarde nie, omrede die kerk nie genoem word nie. Nou kom ons gaan kyk wat sê Johannes vir ons, wat in die troon gebeur, en ek gaan vir u sê, dat u kan Johannes glo, want Openbaring is in die Bybel, God het dit gesê, en dit wat God hier sê, is waaragtig die waarheid. Nie wat Jesse Duplantis, Sadai, Cat Care, Rick Joyner, en al hierdie ouens te sê het nie. Ek glo dat die Here kan vir jou 'n visioen gee. Ek glo dat die Here kan vir jou 'n glimpse gee in die geestelike wêreld. Maar dat jy 17 keer op 'n dag, soos Cat Care die sê, 17 keer op 'n dag die hemel besoek, en op 'n deel kom wat daar net sneeu val, want dit is Kersfees, en Santa Claus is daar, en die plante en goedes is van chocolate gemaak, en die kinders eet die chocolate, en dit hou net aan en aan en aan. Dit hou nooit op nie, jy blik 'n blommetjie af, en onmiddellik is daar 'n ander blommetjie. Ek sê vir u, dit is loutere snert. Daai mense gaan voor God verantwoording doen. Jesse Duplantis, wat sê dat hy is in die hemel en hy sien vir Christus, en die lyk 'n bietjie af, toe troos hy hom, sit sy arm om hom en troos hom. Waar het jy gesien dat 'n mens soos ek en jy, God van hierdie heelal wat my geskape het, kan troos? In elk geval, hoekom sal hy hartseer wees? Hoekom sal hy, God weet alles, waaroor sal hy moedeloos wees? Waaroor sal hy hartseer wees? Een ou het gesê, ek kan nie nou dadelik op sy naam kom nie, maar hy het gesê dat die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, hy is baie bekommerd, want die man vra vir hom, hoekom lyk jy so bekommerd? Nee, ek is baie bekommerd, want my bruid het haarself nog nie reg gemaak vir die wederkoms nie. Louter is snert, man, absolute kaf. Eerste plek is ons nie die bruid nie. Israel is die bruid. Tweedens, dis nie ons wat onsself moet regmaak om sonder vlek of rimpel voor hom te staan nie. Weet jy wanneer word die kerk sonder vlek, sonder rimpel, sonder 'n tekortkoming? Met die wegraping. Want wanneer jy nou doodgaan, gaan jy hemel toe. Wat jy daar doen, terwyl jy nou daar is sonder 'n liggaam, want jy's daar as 'n siel en 'n gees, is jy in die hemel. Maar wanneer die wegraping plaasvind, dan kom die wat in Christus ontslaap het, sal kom hulle word eerste uit die graf uit opgestaan, en nou sê iemand vir my, ja, maar hoekom wil hy daardie liggame wat in die graf lê? Nou vra iemand, maar van die liggame van die mense is veras, van die mense is deur haie opgeëet, van die mense is uit mekaar geskiet, kortoef, deur 'n ontploffing. Waar gaan God daai liggame kry? Die Bybel sê nie vir ons nie, maar God, wat die God is van die heelal, weet waar elke stukkie van daai liggaam is. En bonatuurlik kan hy daai liggame bymekaar kry, want hierdie is 'n siel. En die Bybel sê die sterflike moet bekleed word met die onsterflike. So maak nie saak hoe die Here dit gaan doen nie, die dooies gaan met daai liggaam, en alles gaan in 'n oogwink gebeur, met daai liggaam uit die graf uit opstaan, want die Bybel sê, die graf sal gee wat hy het, en die see
sal gee wat hy het. Die mense gaan, en dan gaan hulle onmiddellik daai sterflike, wat nou al gesterf het en uit mekaar geskiet is en opgeëet is, wat God weer by mekaar sit op, omdat hy kan, dis nou hoe ek het sien, daar is die skrif daarvoor nie. Die enige skrif is dat hy gaan, die wat in hom ontslaap het, ons gaan hulle nie voorwees nie, want hulle gaan uit die graf uit opstaan. Waarmee gaan hulle uit die graf uit opstaan? Met niks, nee, met daai sterflike liggaam, sodat daai sterflike liggaam kan oorklee word met die onsterflike. En dan in 'n oogwink is ons saam met hulle sonder vlek, sonder rimpel, volmaak, en ons gaan nie hemel toe nie, want ons gaan onmiddellik troonsaal toe. As jy nou nog lewe, die ouens wat ontslaap het, hulle is in die hemel, maar hulle kom en hulle staan op en hulle word die hele kerk van Christus saam word verheerlik, kry jy 'n onsterflike liggaam, en die volgende oomblik wat jy jou oë oopmaak, staan jy op die kristalsee in hoofstuk 4, in Openbaring, in die troon van die Vader, reg vir die regterstoel van Christus om aan te breek. Nou kom ons gaan aan. Die lewende wesens aanbid God voortdurend. Hulle herhaal die frase, heilig, heilig, heilig. Die herhaling is bedoel om iets in die hoogste moontlike sin te wys. Hulle verklaar dat die Here God almagtig is. Weer die woord Pantokrator, die een wat sy hand op alles het. Wie was en is en kom is nog 'n verwysing na God se ewige wese wat die gedagte agter Jahweh vertaal. Die 24 ouderlinge aanbid die gekroonde God. Die aanbidding van die 24 ouderlinge word deur die gerubs aangewys, want die gerubs aanbid God dag en nag, so doen die ouderlinge. Hulle aanbid, wat beteken om waarde of waardigheid toe te skryf aan God, en in die ware sin, hulle gooi hulle krone voor sy troon, en besef dat enige beloning wat hulle het te danke is aan hom en sy heerlikheid. Hulle aanbid God vanweë sy skepende krag en heerlikheid. Die feit dat God skepper is, gee hom alle reg en aanspraak op alles, net soos 'n pottebakker alle regte en aanspraak op die klei het. Nou die pottebakker weet wat die klei is. Nou, is dit vergesog? Ek vra jy, is dit vergesog om te verwag dat die Here, al is jy deur 'n haai opgeëet, al is jy uit mekaar geskiet, jou liggaam, deur 'n ontploffing, God is die skepper, en dit gee hom alle reg en aanspraak op alles, is dit dan vergesog dat hy daai deeltjies weer kan by mekaar maak, hy het jou geskape, reg in die begin, uit stof uit, nou het jy teruggekeer na die stof, hy kan hulle weer by mekaar sit, sodat dit met die onsterflike bekleed kan word, want hy is waar. En nou het ons 'n liedjie wat ons sing, en ek kan nou nie die woorde hoor nie, maar ons gaan kroon die lam geslag. Ons gaan hom nie kroon nie. Mense, kom by, ons gaan hom nie kroon nie. Hy's klaar gekroon. Hy's die koning van die konings. Hy's die Here van die Here. Hy's die krag, hy's die heerlikheid, hy's die mag, hy's die alomvattende God wat alles geskaap het. Wie is ek as mens om te sê, ek gaan hom kroon? Ja, ons gaan, wanneer ons krone ontvang, wanneer ons beloning ontvang, gaan ons dit afhaal en voor sy voete gooi, om hom daarmee al die eer te bewys. Romeine 9:21. Of hy die pottebakker nie mag oor die klei, om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie? God se reg oor ons as skepper is 'n feit wat aanvaar en geniet kan word of verwerp kan word, wat lei tot frustrasie. Daar is geweldige waarde daarin dat ons skepselagtigheid voor God erken. Met ander woorde, wanneer ek vir u sê dat ek glo dat God kan alles doen, ek glo dat hy daai liggame by mekaar kan sit, want hy kan dit doen. Terselfdertyd erken ek teenoor jou dat ek dit nie verstaan nie, dat ek nie weet hoe dit werk nie, want ek is doodeenvoudig net 'n geskape skepsel, wat my knie buig voor die God van die heelal. Vers 9 tot 11. En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe, en werp hulle krone voor die troon en sê, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape, en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Hierdie alfabet mense, LBTQ,
en alles. Met ander woorde, homoseksuals, lesbiene, transcendente, al hierdie ouens, gaan hulle knie voor God buig. Duivels, julle gaan julle knie voor God buig. Hybrids, Nephilim, julle gaan julle knie voor God buig. Hoekom? Want hy is waardig om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want hy het alles geskape. En deur hom bestaan hulle, hierdie Nephilim, hierdie duivels, hierdie ouens wat in die put gehou word. Hulle is almal wat hulle gedoen het en wat hulle nou nog doen, is onder beheer van my God. Duivel, ek wil vir jou sê, jy staan miskien nie onder my mag nie. As ek buite Christus is, kan jy dalk met my woer speel. En as ek in Christus is, kan jy dalk vir my lieg. Maar ek wil vir jou sê dat jy staan onder die gesag en die mag van die God wat ek aanbid. Die God wat my gered het. Christus Jesus is jou baas. En jy sal jou knie buig. Die 4 lewende wesens het eienskappe wat hulle van mekaar onderskei en hulle het eienskappe waarin hulle dieselfde is. Hulle gee ook eer en dank aan God. Hy sit op die troon en dit alle mag om te heers. Sy koninkryk sal nooit tot 'n einde kom nie, want hy lewe vir ewig en altyd. Met hom en sy troon is hulle nou verband. Hulle kan nie anders as om hom te eer en sy wil uit te voer nie. Al hulle optrede in die voltrekking van die oordeele het God se eer as vertrekpunt en doel. Daai lewende wesens wat sê heilig, 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 hulle gaan so alom in 'n sirkel, al om die troon, en elke keer as hulle voor God kom en hulle kyk in sy gesig, dan sien hulle 'n nuwe heerlikheid, 'n nuwe openbaring, dan sê hulle heilig, en dan gaan hulle om, dan kom hulle en hulle sien weer iets niets, want God se heiligheid is onpeilbaar. 1 Korintiërs 5 vers 13, maar die wat buite is, oordeel God. Verwyder nog die slegte mense onder julle uit. Op daardie stadium, die wat buite is, hulle is die sondaar, hulle is die verlorene, hulle is die deel van daai heilig, heilig, heilig. Die oordeel oor sonde moet ook vanuit hierdie bewustheid geskied. Persoonlike motiewe is om nie hieraan deel te hê nie. Slegs die eer van God is belangrik. In daardie eer leer ook die seën van die mens. In daardie eer lê ook die seën van die mens. Daardie eer is waarna die Here Jesus nog altyd gesoek het, en hoe groot is die seën wat daaruit vir mense gekom het. Na die aanbidding van die lewende wesens kom die van die ouderlinge. Die oorsaak van hulle aanbidding is beslis ook God se heiligheid en almag. Hulle dank ook vir die krone wat hulle van hom ontvang het as beloning vir hulle getrouheid op aarde. Hulle het die diepe bewussyn dat hulle getrouheid uiteindelik die gevolg was van wat sy genade in hulle gewerk het. Daarom sal hulle ook hulle krone met baie dankbaarheid voor die troon gooi en hulle bewondering vir hom uitspreek. In hulle huldeblyk spreek die ouderlinge hom direk aan, terwyl die engele oor hom praat en nie met hom nie. Hulle begin met waardig is u. Het jy al aan gedink? Ek dink nou daaroor. Die engele is geskape, hulle is dienaars en hulle spreek God nie aan nie. Hulle kan nie vir hom sê Vader nie, hulle kan hom net noem Skepper en in ons terme baas. Maar ek en jy kan vir hom sê Vader. Om in die oë kyk en sê, my God, my heerser, my Vader. Dit behels sy persoon. Hy persoonlik is waardig. Sy persoonlike heerlikheid blyk hier te wees as gevolg van sy werke. In die volgende hoofstukke word weer gesê dat hy waardig is. Daar gebeur dit vanweer die grootsheid van sy verlossingswerk. Hier sien ons dat die voorwerp van aanbidding beide die drie-enige God is wat op die troon sit en die seun wat vanweer sy werk aan die kruis alle mag in sy hande ontvang het. Wanneer die ouderlinge praat oor wat God waardig is om te ontvang, beteken dit nie dat iets aan God gegee word wat hy nog nie het nie. Hulle begeerte is dat dit wat hy het, deur die hele skepping gesien en bewonder sal word, en dat dit tot hom uitgespreek sal word. Alles wat is deur hom geskape. Alle dinge bestaan omdat hy dit wou hê, en omdat hy sy wil uitgevoer het, en dit inderdaad geskep het. Ons mag nou reeds vir hom sê dat ons sy heerlikheid, eer en krag in sy werke sien en dat ons hom daarvoor bewonder. Dan sal ons nou reeds doen wat ons die ouderlinge sien doen en wat ons ook binnekort in die hemel gaan doen. Is dit nie wonderlik om dit vir God en die Here Jesus te sê nie? Jy staan op in die oggende, ek staan op in die oggende en ons sê hallo vrou, hallo man, hallo kat, hallo hond. Maar hoeveel van ons staan in die oggende op en ons rek ons uit en ons sê, nog 'n dag wat ek God kan aanbid. Ek oefen op hierdie aarde om die Here te aanbid. Goeiemôre my Vader.
Ek loof en ek prys U. Ek gee U al die eer en die dank en die aanbidding. Ek dink dis hoekom dit belangrik is om vroeg in die oggend op te staan, om tyd op te offer, om in jou binnekamer te kom en met God te praat. Al gaan jy daarna 'n bietjie rus, jy wat pensionaris is en die dag wat jy nie werk nie. Maar ek dink dit is belangrik dat ons begin dink daaraan. En hoekom ek sê begin dink daaraan, jy moet eers oor 'n ding dink voor jy dit gaan doen. Laat ons dag begin met aanbidding. Nie opstaan en sê, Here, sal jy asseblief vandag dit vir my doen en help my by die werk? Nee. Dit doen jy in die aand, deur die dag. Maar jy in die oggend opstaan en kan sê, waardig is die lam wat sit op die troon. Halleluja, halleluja, halleluja. O God, U is my koning. U is my Vader. Jesus Christus, U is my koning. Heilige Gees, U is my leidsman. Ek loof U, ek gee al die waardigheid. En Heilige Gees, lei my deur hierdie dag om waardig te wandel die roeping waarmee ek geroep is as kind van God in hierdie wêreld. Ek dink ons moet regtig begin om in ons lewenswyse die Here te loof en te prys. Soos by mense kom, hulle het altyd gesê as hulle groet by die huis instap, dan sê hulle Shalom, vrede vir hierdie huis. En as hulle uitgaan, dan sê hulle Maranatha, Jesus kom weer. Ek dink ons moet daai gewoontes begin aanleer. Ons moet begin aanleer dat ons God die eer gee, maar dat ons ook ons bure erken. Want as ons sê Shalom, vrede vir hierdie huis, dan gee ons daai huis God se vrede. En as ons al wegstap en ons sê Maranatha, onthou Jesus gaan weer kom, dan los ons 'n hoop agter, die salige hoop van die kerk, die wegraping, Jesus gaan jou kom haal. En as jy gaan sterwe, gaan Jesus jou opwek, saam met die wegraping. Die opstanding en die wegraping van die kerk is een en dieselfde ding. Die opstanding van die kerk is nie die eerste opstanding nie, want daar was 'n opstanding van Jesus wat die eerste was, en toe daai ander wat uit die grafte opgestaan het, wat aan almal in Jerusalem verskyn het, en dan die opstanding met die wegraping. En dan die eerste opstanding wat jy van lees in Openbaring, is nie die eerste opstanding van alle opstanding nie, dis die eerste opstanding van die tydperk in Openbaring, en dan is die tweede opstanding aan die einde van die 1000 jaar van vrede. Ek wil my nie vooruit hardloop nie, ons kom daarby, maar ek wil net sê, kom ons aanbid die Here. Baie dankie Here, U is waardig om die boek te neem en sy seels te breek. U is waardig om God genoem te word. U is waardig dat ek vir U kan sê Vader. En dankie Here dat ons dit wat ons hier doen, gaan doen in die hemel. Halleluja, dat ons eintlik nou oefen om dit te doen. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen. Dit was 'n kort deeltjie hierdie. Ons sal met hoofstuk 5 begin volgende week. Al wat oorbly is, wandel waardig die roeping waarmee God jou geroep het. En Maranatha, Jesus gaan weer kom. En as hy nie kom nie, mag hy met U wees totdat ons weer gesels in Jesus naam. Amen.